Goeienaand broers en susters, baie welkom by hierdie tweede aand van Pinkster. Ons gaan weer begin met ek wil kom stil word vir U. En as ons sê ons wil kom stil word vir die Here, dan gaan dit nie daaroor dat ons net wat klank betref en praat betref kom stil word vir die Here, maar dat ons regtig sal kom sit en ook in ons gedagtes en in ons hele wese kom stil word vir die Here. Daar gaan so 50.000 gedagtes 'n dag weer uit sy gedagtes. So dat 'n mens ook 'n bietjie van hulle op die agtergrond sit, op die backburner sê die Engelse. En luister na dit wat die Here vir ons wil sê in sy woord. Ja, excuse man. Net die kiel gegee. Ek wil kom heel wat diep in my sê. Ek wil kom oopmaak vir die gees weer. As ek my vraag voor U kom neer. Want soveel mense sterk so mense. Soveel mislei na die ewige dood. Daar soveel oorvloed, selfsugheid. Wat ander lei en onderslaan. Ek wil kom vra hier wat van die kinders, wat nood en lyding kan nie verstaan. Wat van die mens, wat stuk en seer is, wat van die een wat eensaam vergaan. As ek dan vra, waar is U? Moet ek erken, dit lê op my hart. Hier in myself stap ek gevoelloos, by nood en seer van mens verby. Maak my 'n beeld van Jesus, om in die nood U hande te neem. Ek gee myself waar U was op, onder beheer van die Heilige Gees. U staan ek voor, net soos Jesaja, raak my nou aan met die Heilige Gees, sodat ek oor U liefde kan uitdra. Hier is ek hier, U kan my sien. Hier is ek hier, U kan my stuur. Almagtige God en Hemelse Vader, vanaand wil ons ook vir U aanbid as die almagtige God, almagtige God, die skepper van hemel en aarde. Baie dankie Here dat U vanaand ook deur U woord met ons wil kom praat, soos wat U ook deur U woord en ook persoonlik met die apostels gepraat het. Want Here, net soos wat U vir hulle 'n taak gehad het, 'n opdrag gegee het, net so het U vir ons 'n taak vanaand. U gee ons vir ons 'n opdrag. Help ons dan ook Here om fyn te luister na wat U vir ons wil sê, sodat ons hierdie taak kan gaan uitvoer. Ons vra dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons het 'n bepaalde, redelike lang gedeelte om te doen vanaand. Handelinge 1 vanaf vers 9 tot by vers 26. So ek gaan nie die hele gedeelte lees nie. Vers 9 sê, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat
van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. En dan van vers 12 af, daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, 'n Sabbatsreis ver. In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe, waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas, Philippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas, seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus, sy broers, was ook by. En dan is daar die hele lang gedeelte oor die byeenkoms van so wat 120 gelowiges. En die hele doel van hierdie byeenkoms was om iemand te kies in die plek van Judas. Dan lees ons hier in vers 20, laat 'n ander sy ampt oorneem. Daar moet dus nog 'n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in openbaar opgetree het, vandat hy deur Johannes gedoop is totdat hy van ons af in die hemel opgeneem is. Ons lees net hierdie paar gedeeltes. Onthou, dit het weer in ons agterkop hou. Jesus Christus was op aarde. Hy het sy disippels geleer. Lukas sê hy het dit alles opgeteken. Waarskynlik in die boek, die evangelie van Lukas, oor alles wat Jesus gesê en gedoen het. En nou in Handelinge sit hy die werk van Jesus voort, kan ons sê op 'n manier. Jesus was hierdie plus minus 30 jaar by sy disippels, hy kon hulle persoonlik onderrig, maar nou betree die geskiedenis 'n ander tydvlak. Tyd waarin Jesus nie meer op aarde gaan wees nie. En daarom het hy voordat hy opgevaar het na die hemel toe, sy disippels voorberei om 'n plan in daar te stel waar volgens die woord van God verkondig kan word. Met ander woorde, waar 'n manier waarop Jesus op aarde kan voortgaan met sy werk. Ek sal nou nie vanaand daaroor praat nie, maar ons sal 'n bietjie later in Handelinge sien dat hierdie Engelse praat van 'n vehikel, die voertuig, die plan wat die Here het is om die kerk te gebruik om dit te doen. En nou lees ons hier in vers 9, nadat dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. En sal jy sien daar op die aantekeninge het ek geskryf, die Here het stilletjies van die aarde af verdwyn. Is dit wat ons hier lees? Wie is die hulle waarvan hier gepraat word? Hy is weggeneem terwyl hulle dit sien. Almal wat daar by mekaar was. So dit klink vir my tog asof dit half en half stilletjies was, asof dit nie baie mense is wat die hemelvaart raak gesien het nie. En dan is daar 'n paar woorde wat ons baie dikwels verbylees. Terwyl hy weggaan, het hulle nog stip na die hemel gekyk. Wat sou dit beteken dat hierdie disippels hier staan en hulle hou die hemel stipdop? Dalk 'n klein verwagtingkie dat hy nie regtig weg is nie, dat hy weer gaan terugkom. Hoekom was hulle ontstel omdat hy weggegaan het? Hulle bly alleen agter. Daar's eintlik nog
Kom ons gaan so 'n bietjie verder terug in die geskiedenis. In ons gemeente vier ons dit nie, maar in die Engelse kerk en baie van die NG kerke vier hulle hier in lydingstyd as Woensdag. Dis die dag waarop Jesus op 'n donkie in Jerusalem ingery het. En hulle het hom vereer as koning. En dan stel hy hulle verering reg. Want hulle het gedink, en dit is hulle siening gewees, dat as hy so op hierdie manier in Jerusalem inkom, dan kom vervul hy deur hulle verwagting wat hulle nog al die tyd gehad het, dat hy 'n aardse koninkryk gaan kom vestig. Nee, het hy vir hulle gesê, nee, maar dit is nie waaroor dit gaan nie. En dan sterf hy aan die kruis. En daarmee saam hulle verwagting van hierdie koning wat sou kom om 'n aardse koninkryk te kom stig. En dan kom daar weer so 'n bietjie blydskap wanneer hy opstaan uit die dood. Waar hy die dood oorwin. En weer was die verwagting, nou gaan hy hierdie koninkryk kom oprig. Ons lees mos hierso, so dit gister gelees. Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? So die verwagting was nog al die tyd daar. En daar verdwyn Jesus in die hemel in. En hierdie verwagting is weer planke toe. En nou staan hulle daar en hulle is treurig. Hoe word hulle vertroos? Vers 11 dink ek staan dit. Hy gaan weer terugkom. Dalk nie dadelik soos hulle miskien gedink het nie, maar hy gaan weer terugkom. En nou hierdie terugkom is 'n wederkoms, is die woord wat gebruik word. Is 'n onderwerp waaroor ons ook so jaar en 'n half sou kon praat. Waaroor daar baie sieninge is. Gaan lees maar Matteus 24 waar daar gepraat word oor die eindtye en oor die oordeel wat die Here gaan bring. Maar wat interessant is, en dis hoekom ek aan die begin gevra het, het hy stilletjies van die aarde af verdwyn. Want hier staan tog baie duidelik, hy gaan weer terugkom. Soos wat hy in die hemel opgevaar het. Maar wat staan in die woord van die Here? Wat beteken dit dat Jesus net so sal terugkom, soos wat hy opgevaar het? En dan kan ons maar 'n paar teksverse gaan vergelyk. Openbaringe 1 vers 7, kyk, hy kom met die wolke, en alle mense sal hom sien. Ook hulle wat hom deurhoor het. So die wederkoms gaan sigbaar wees vir alle mense. Hulle Matteus 24, hulle sal die seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit. En ek dink dis wat die disippels getroos het. Hy gaan tog terugkom aarde toe om sy koninkryk hier op aarde te kom stig. En dit is nie 'n politieke koninkryk of 'n aardse koninkryk nie, maar dit is sy hemelse koninkryk wat hy gaan terugkom om te kom stig hier. Nou saam met die blydskap kom daar ook 'n waarskuwing. As ons Openbaringe gaan lees waar baie gepraat word oor die wederkoms, dan is daar 3 waarskuwings. In Openbaringe 22, die laaste hoofstuk van die laaste boek in die Bybel. Kyk, ek kom gou. Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Geseënd is die wat die woorde ter harte neem. Met ander woorde, die gelowiges, die mense wat glo in Christus. Vers 12, Jesus sê te weet, kyk, ek kom gou, ek bring die loon saam met my, om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Hieroor kan 'n mens ook nou weer 'n bietjie lank praat. Om elkeen beloon. Nou gaan ons nou klasse verskille in die hemel hê. Maar net 'n vraagie wat ek so ingooi.
En dan reg aan die einde sê, hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou. En ek dink die vraag wat ons vir ons moet afvra, is nie om te gaan probeer duidelikheid kry oor al die twyfelvrae nie. Ek dink dat ons moet vir onsself moet vra, die feit dat Jesus gaan terugkom, maak dit ons bly? Is dit vir ons 'n vreugdevolle gebeurtenis? Ek dink uiteindelik het die disippels nou besef, die Here is weg. En hulle moet nou voortgaan met die taak wat hy vir hulle gegee het. Hier in Handelinge 1 het ons mos nou gelees, waar hy hulle beveel het om sy getuienis te wees. Wat is die, laat ek maar sê wapen, wat is eintlik 'n verkeerde woord. Wat is die wapen wat die disippels gebruik in hulle, vreeslike woord om te gebruik, Godverlatenheid? Want dis hoe hulle gevoel het, nou dat Jesus weg is. Watter wapen gebruik hulle? Wat gebruik hulle om hulle te troos? Hulle het gebid, vers 14. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed. En dit is wat vir hulle gehelp het in hierdie moeilike tyd. Die disippels was ontsteld gewees oor die hemelvaart. Hulle was ontsteld gewees omdat Jesus weg is. Ons is dalk ook ontstel, dis hoekom ons Pinksterbidure hou, dat dit lyk asof die kerk besig is om onder te gaan. Ek dink die disippels en ons besef nie altyd, of ons dink nie altyd aan die voordele van die Here se hemelvaart nie. Eerste voordeel is natuurlik dat hy gaan heers as koning. Sit aan die regterhand van God, Efesiërs 1, ons bely dit elke Sondag. Waar hy alle mag en gesag ontvang. Matteus 28, ek is met julle al die dae van tot aan die einde van die wêreld. En aan my is gegee alle gesag. Hierdie geweldige koning, as ons dit so mag stel, tree vir ons in by die Vader. Hy is ons voorspraak. Hebreërs 7, hy bid vir ons en pleit vir ons by die Vader. Daarom het ons direkte toegang tot God. Die hele offerdiens in die Ou Testament waarvan ons gelees het, was 'n metode vir die Israeliete om toegang tot God te kry. En toe word die volmaakte offer geoffer in die kruis en daardeur kry ons dan toegang tot God deur hom. Ons het 'n verteenwoordiger in die hemel. En natuurlik los hy nie vir ons alleen agter, soos wat die disippels gedink het, maar nou bly hulle alleen agter. Ek sal vir julle die Heilige Gees stuur en julle sal met krag vervul word. Die Heilige Gees woon nou in gelowiges. Hy troos en hy lei ons elke dag. So plek word vir ons voorberei. Baie interessant, die begrafnis wat ek Saterdag hou van Pieter Lambert, het hulle juis gevra dat ek uit Openbaringe sal preek. Jesus het gegaan om vir ons te gaan plek voor te berei, sodat ons ook kan wees waar hy is. So gelowiges het 'n vaste hoop op die ewige lewe. En natuurlik, feit dat hy opgegaan het na die hemel, bevestig die sendingopdrag soos wat ek al reeds gesê het. Hy het sê net voor sy hemelvaart het hy mos hierdie groot opdrag gegee. En dis eintlik geweldig vir ons as gelowiges. Ons kry 'n doel en 'n roeping om die evangelie te verkondig. En ek dink dit is wat die disippels nou ervaar het op hierdie stadium. Nadat hierdie manne vir die disippels gesê het, maar die Here kom weer, te besef hulle, maar as die Here weer kom, gaan hy sy loon kom eis. Matteus 24 word gepraat, die gelykenisse van die arbeiders en die loon van die baas wat weggegaan het.
en vir sy arbeiders opdragte gegee het. En natuurlik dan die belofte van sy wederkoms. En dit alles het die disippels daartoe gebring om saam te kom en te kan bid. Wat? Nee, laat ek liewers te sê, hoe tree ons op in hierdie tyd waarin ons voel dat die Here die kerk verlaat het? Hoe tree ons op wanneer ons persoonlik voel dat die Here ons verlaat het? Dink die disippels gee hier vir ons 'n baie goeie voorbeeld. Ons het dit gisterand vir mekaar gesê dat in die Pinksterbidure gaan dit oor herlewing in die kerk. En dit hang saam met die uitstorting van die Heilige Gees. Hoekom het die mense begin met die Pinksterbidure? Juis hierdie gevoel dat God, dat Jesus die kerk verlaat het. En daarom is die Pinksterbidure ingestel, sodat ons hierdie selfde wapen wat die disippels gebruik het, naamlik gebed, kan gebruik. Wat 'n geweldige, groot en sterk wapen is. En dan die laaste gedeelte, hierso van vers 12 af tot aan die einde toe, is daar 'n lang gedeelte waar klop mense by mekaar gekom het, en ek dink hulle het gepraat oor die pad vorentoe. Kyk, toe ek nog gewerk het, as ons nou 'n konferensie of 'n werkswinkel gehad het, hier aan die einde van die werkswinkel, was die belangrikste punt op die agenda altyd the way forward. Wat is die pad vorentoe vir die disippels? Wat is die pad vorentoe vir ons? Dan sien ons dat hier 'n redelike lang gedeelte geskryf word om by die slotsom te kom. Vers 22, daar moet dus nog 'n getuie van Jesus se opstelling by ons gevoeg word. Op 'n ander plek in die Bybel word dit meer direk en duidelik gesê, die oeslande staan ryp, ons moet bid vir arbeiders. Disippels het gevoel dat hulle moet voltallig wees, hulle moet genoeg wees om hierdie opdrag wat die Here vir hulle gegee het, te gaan doen. Hoe gaan ons dit in ons kerk toepas? So ek dink, wanneer ons bid vanaand, is dit dalk die kern van ons gebed moet wees, is om te bid dat ons die opdrag van die Here, net soos die disippels, sal aanvaar, maar ook dat ons sal bid vir arbeiders in die oes. Daar's geleentheid vir gebed.
Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie dat U wat die groot en almagtige God is, ons klein en nietige en sondige mense wil gebruik om U werk hier op aarde voor te sit. Here, ons kan dit nie uit onsself uit doen nie. En daarom bid ons ook vanaand soos die disippels, Here, dat U vir ons met U krag sal vervul. Here, ons kan dit ook nie alles alleen doen nie. En daarom bid ons vir medewerkers, medegelowiges, om saam met ons hierdie groot taak te doen. Ons vra dit met die vergifnis van ons sonde om Christus ontwil alleen. Amen. Kom ons sluit af met gaan dan heen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons almal wees. Amen. Yes. Ja, dit gaan die hele week so werk. Julle het mos